Met wie praat ek op Sondag aand? Baie welkom by my podcast en baie dankie dat jy saam luister. Ek is in die maand Februarie en 'n gedeelte van Maart in Kaapstad en ek het besluit om in die tyd 'n klein bietjie van 'n vakansie te vat. So omgord jou lende, daar gaan nou vir 2-3 weke geen podcast uitsending wees nie. Vir die mense wat 'n betalende lidmaatskap op my Patreon blad het, pos ek wel klein verhaaltjies oor my avonture en belewennisse in die Kaap. En dit wil julle sekerlik nie misloop nie. So as dit dalk vir jou interessant klink, word 'n lid van my Patreon blad. Ek gesels vandag met Etrisha Loy. Etrisha woon nou al 'n tyd lank in Nederland en sy vertel vir my hoe sy hier beland het, want dit is nogal 'n interessante storie, en wat sy hier ervaar in terme van kinderopvoeding en kinders wat in die kleuterfase van die skoolstelsel in Nederland is. So luister gerus saam. Weet jy wat, ons het altyd die Bokomo Matabella gekoop, maar hulle het mos nou opgehou om dit te maak. Regtig? Ja, toe ontdek ek nou 'n mole hier in Nederland, hier naby ons, wat is dit nou weer, sorgemeel maal. Okay. Ja, Is dit dieselfde ongeveer? dis presies dieselfde, ja. Hulle, kyk, ek dink Bokomo maal dit dalk 'n bietjie op 'n ander manier. Miskien is die sorghum 'n bietjie donkerder, want die Matabella wat ons nou maak is 'n klein bietjie ligter as hoe dit Ja, uitgekom maar het. Suid-Afrikaanse het altyd so sjokolade Ja, gemerk. ja. Ja, so ek weet nie of hulle iets bygegooi het nie, maar O, dit kan ja. Ja, ja, dit doen dit hulle is seker, moontlik, ja. hè. Vertel my nou eers, waar bly jy? Ek bly hier in Doorwerth. Ek weet nie, ja, jy ken natuurlik Nederland seker goed. Hier in Doorwerth is net naby Arnhem en dis in Gelderland. So dis min of meer, ek weet nie of jy min of meer, want ek is ook nie seker, ek moet altyd Google en om te kyk hoe ver is dit van my af na 'n ander plek toe, as ek wil weet waar die persoon is, om te kyk hoe dit weet in ry afstand is nie. Ek weet ook nie, in Suid-Afrika ry mense ver. Baie mense ry wat 50 km werk toe en terug en is niks nie. Waar hierso, ja, jy wil die mense, dis of hulle, as jy vir hulle sê nee, ek bly in Breda of wat ook al, dan wil die mense 'n bietjie, ek weet nie, is al skie om te ry, want dit is ver. En dan as jy self in die kar klim, is dit eintlik net 'n uur se ry. Dis nie so ver nie, maar dit voel, ek weet nie of jy dit ook ervaar. Ja, toe as jy gekom het, ek onthou het ons een naweek, met groot fanfare vir al ons Nederlandse vriende vertel, ons gaan gou Avignon toe ry. En ek onthou hulle was absoluut horrified dat hoekom sê jy nou na die suide van Frankryk toe ry oor 'n naweek gou? Jy weet wat gaan jy? Ja, want jy vertel asof dit gou is. Ja, en nou is Amsterdam vir my ver, hoor. Ja, dis kom ek is ook nou al in daai mindset van nee, dit is ver man, dis 'n uur en 'n half, en as ek dit vir die mense vertel in Suid-Afrika, ja, dis net 'n uur en 'n half, so dis nie so, jy kan dit mos maar doen. en ja, ek weet nie, dit is, Ja, ek dit is weet, asof ja, mense gedagtes oor afstand kleiner word, soos die land. kan wees, kan seker wees. Maar is dit 'n lekker dorp? Ja, dis heel klein, dis 'n baie, hoe sou mense sê, ouerige dorp. Hier's baie ou mense. Soos die twee skole gaan hulle nou saamsmelt in een skool maak, Okay. want daar is nie baie kinders nie, want dis 'n ouer gemeenskap ook. Hier's baie, hoe sê mense dit nou, ek moet nou eers in Afrikaans, woonstelle, appartemente, is nou 'n mooi anglisisme, hier's baie woonstelle hierso. So, en dan wat ek ook vind met die ouer mense, is hulle verkoop hulle huise, en dan trek hulle eerder in so 'n klein woonstelletjie in. En is ook een vloer, so alles is op een vloer, so ek het nie etages nie, en ek het nie trappe nie, behalwe as ek buite gaan, dan het ek trappe na onder, maar vir die res is alles op een vloer, en dit vind hulle ook dan natuurlik gemaklik, en hier's 'n
ja, ek weet nie hoeveel van hulle is, ag nee, seker 10 of 12 stelle hier, maar ek hulle is in die Tweede Wêreldoorlog gebou of net daarna gebou. Want is 50 jaar oud. Die goed is baie oud. So die klank is ook maar sleg geïsoleer. Hier kom baie lig in. En dan ja, sit ook maar die hele tyd die verwarming aan, want anders ja, dan voel jy daai koue lug. Ja, maar ja, hy's baie ou mense, maar dit is 'n lekker dorpie. Dis maar net om gewoon te raak, hoe sou mens sê, gewoon te raak aan die manier van die u, weet almal aanspreek as u. Wat is daai woord tutoyeren, nee. As jy vir iemand toestemming vra om jy of je te zeggen, dan sê jy, mag ek jy tutoyeren? En dan sal die persoon, nou leer ek dan sal die ou mens besluit of dit mag of nie. En maar wat met my gebeur het is in Abu Dhabi, uit die ou mense, ouer mense, moes jy aanspreek op hulle naam, want dis gewoon die kultuur. So even okay, die bestuur is altyd Arabies gewees, en dan ou mense maar gesê Miss Amra, Miss hoe sê mens, ek kan nie eens naam, Miss Asma, Miss, uit respek uit sê die Miss vooraan, of hy getroud is of nie, bly dit 'n Miss vooraan, en dan die naam van die persoon, so uit dit uit, en dan ook as dit Suid-Afrikaners of jou departement, so het jy gewoon op die naam uitgespreek, so nou is jy half van daai mindset nog, in die Engels is ook fyn daarmee, want Engels is baie relaxed. Dis nie disrespectful om te sê jy en jou nie, want toe ek my paspoort gaan haal het die dag, toe sê die vrou vir my, ja, omdat ek sê baie dankie, en toe sê ek vir haar, wat het ek gesê, ek kan nou nie eens onthou nie, maar toe sê sy my, ons gebruik hier u. Okay. Goeieste. Ek het aan van my, so okay, is goed dan, maar ja, so want ek het daar iets gesê vir haar, dankie gesê vir die dankie, of het jy iets of so, maar ek het jy gebruik. Ja. Want mense is ook in die Engelse mindset, omdat jy sê 7 jaar of 8 jaar in Engels skool hou, dus jy ook in die Engelse mindset eventueel, en dan wat dan gebeur is, dan gebruik jy dit as 'n gewone gesprekvorm, maar nie dat ek disrespectvol gebruik het, of neergepraat het op haar nie, dis net van, hier gebruik ons u. Ja, kyk, 'n Hollander sal vir jou baie vinnig sê, as jy dit nie reg doen nie, hoor. Ja, hulle het nie baie geval nie, hè. Hoe het jy nou daar beland, daar Doorwerth? Wat nou gebeur het is, eers 'n bietjie geskiedenis gee, okay, ek het studeer in Potchefstroom, Suid-Afrika, en toe het ek daar, sê maar, met 'n vriendin, wat 'n student, weet, ons was studente, toe het ek daar met 'n vriendin begin gesels, en whatever, en sy was toe uitreis student hierso in Amsterdam, en sy het toe my man se neef ontmoet, en hulle toe begin uitgaan, of gekeis, hoe sê mens, gedate, en wat toe gebeur is ek vir man, en ek tag gehad toe, en ek sê vir man, het hy nie oulike vriende nie, sy sê, nee man, hy het nie oulike vriende nie, maar miskien 'n neef, kom ek hoor gou vir jou, en 10 minute, toe kry ek nie, dat was nog destyds met die 2013, toe was nog BBM, was nog groot, so toe kan ek sê, weet, hy sê, hy gaan vir jou sy BBM pin stuur, regs en elke, en toe kry ek nou die pin, en verklap nou 'n bietjie vir my ouderdom ook daar, maar toe gee hy vir my BBM pin, en toe begin ons gesels, en toe sê, ja, maar hy sal eers later met my gesels, ek dink, jy is hierdie ou, en dan net gesê, ek mag met hom gesels, maar nou sal eers so later met my gesels, maar okay, goed, en as ons het toen later aan, toe begin ons nou gesels, en chat, en toe, toe lei die een op die ander ding, en ons sê, weet jy, ons hou van wat ons hoor, want ons het toe nog nie virtueel geskype of geniks nie, maar toe sê hy, maar hy wil my eers ontmoet, en dan kan ons van daar af kyk, weet, want persoonlik ontmoet, dan kan jy nie soveel wegsteek nie, waar online kan natuurlijk lekker nonsens aanjag as jy wil. So wat ons toe gedoen het, ek het toe my eerste visa gekry, eers my paspoort natuurlijk, eerste visa, natuurlijk 'n Nederlandse visa, so dit is ook 'n storie, met al die toestemmings en toe was het nog by die embassy, so dit was eintlik makliker as tans. So toe het ek dit uitgesorteer,
En ek het toe hiernatoe gevlieg vir die eerste keer, in Düsseldorf nogals geland. Jessie, nou is 'n Suid-Afrikanertjie wat uit 'n klein plaasdorpie kom, en jy land in Düsseldorf, en jy weet, dit was altyd van die Duitsers en van die Nazi's, en jy het hierdie agtergrond in jou hoof. Ek was so bang vir daai Duitsers, nee, want ek wil nie van die vliegtuig afklim nie, ek was so bang, omdat jy daai agtergrond in jou kop het, en jy het geen ander beleweniswêreld nie, so is net gewone mense, maar in jou kop het jy mos na die agtergrond. En ek klim dan af, en toe kom verrassend maar net so groot bos, weet die lelies se koppe was so groot, hulle oop is. Sulke daai pink, wat meer die lelies, daai daglelies, maar die pink ene, maar hulle koppe was so groot. Toe wil ek natuurlik in die kar klim, en ek is toe natuurlik aan die verkeerde kant van die kar. Hy sê vir my, ja nee, dis nou tipies Suid-Afrikaner. Julle wil almal hier bestuur. En ja, het is die ys gebreek. So toe klim ek in die regterkant van die kar. En ja, terreins hier na hulle toe, het ons 2-3 weke saam spandeer hierso. En sy ma, hulle kom uit Potch uit. So, sy ma is oorspronklik vanaf Potch. Hy is ook in Suid-Afrika gebore, sy pa was 'n Nederlander. So, toe het ons deur dit, toe ons nou besluit, het jy, okay, toe het ons die 2-3 weke saam spandeer, bietjie rondgereis, hier in Nederland, hy het 'n bietjie rondgewys. Was natuurlik Junie, Julie, dit was nie. Ja, dit maak ook 'n verskil. Dit maak 'n groot verskil, so, ja, en toe het ons terug Suid-Afrika toe, en toe het ons besluit, okay, ons gaan nou vir dit gaan, en toe het ons lang afstand maar geskype en gezoom het toe nog nie bestaan nie, so ons het geskype en BBM en video call het ook nog nie bestaan nie, so ons het maar dit so gedoen, en toe daai Desember toe het hy my ma ontmoet, en ja, toe het ons maar 'n bietjie so tussendeur, en toe's ek 2015, omdat ons besluit het, weet jy, Suid-Afrikaanse onderwysers se salaris is maar baie min, om nog te travel ook as jy 'n lang afstand verhouding het in Nederland, en jy wil bietjie mekaar sien, en jy kan nie die hele tyd by mekaar wees nie, maar jy wil graag, maar is so duur vir salaris, weet, jy kry eenmal 'n jaar bonus, en dan moet jy jou kar diens met daai bonusgeld, jy kan nie daai geld gebruik om 'n vliegtuigkaartjie te koop nie, so toe het ek besluit om Abu Dhabi toe te gaan, ek het op daai stadium toe ook studeer, so ek het my eerste 2 jaar vir my meestersgraad kon ek 'n beurs kry by die PUK, maar toe die 3de jaar, weet, moet jy self betaal, so toe besluit ek, okay, dan gaan ek maar kyk of ek in Abu Dhabi 'n pos kan kry, ook om my studies te betaal, want jou salaris is beter, en met die wisselkoers, ja, dis 'n wen-wen situasie, want jou registrasiegeld wat amper R20.000 is, dis 5.000 dirham, so dis nie, dit is in salaris van 15 tot 20.000 dirham, is dit, ja, dis nie so erg nie, en as jy hele jaar se studiegeld betaal, so waarom nie, so toe het ek aansoek gedoen, en ek het die pos gekry, ek het vir die departement gaan werk, en toe het ons nog steeds tussendeur lang afstand, maar toe kon ek daarom my eie vliegticket betaal, en so aan, en toe het ek my studieskuld sommer skoongemaak in Suid-Afrika aan, toe besluit ons in 2016, of voor 2016, ons is 2016 getrouwd, so ons het April 2015 besluit nie, ons gaan nou verloof raak, en toe verloof geraak, lang afstand nog steeds, en dan Junie, Julie het ek dan by hom kom kuier hier in Nederland, want dis dan, Junie, Julie 6 weke vakansie in Abu Dhabi, ja, toe het ek by hom kom kuier, en dan ook Desember vakansies het ek dan by hom kom kuier, en dan toe in 2016, toe trou ons in Abu Dhabi, en toe ons daar, toe was ons 3-4 maande nog geskei, en toe April maand, toe hy by my aangesluit, so toe is ons nou, hoe sal my sê, 'n gesinnetjie, so, ja, dit is 'n hele lang storie. En toe het julle daar in Abu Dhabi nog gebly vir 'n tyd, of het julle? Ja, ons het in Abu Dhabi toe 4 jaar gebly, tot corona, en toe wat toe gebeur is, toe besluit ek nee, ons wil toe nou probeer vir my vir 'n paspoort, weet 'n Nederlandse paspoort aansoek doen, maar dan die reël is, jy moet 3 jaar, moet jy getroud wees, dis mos die reël is, jy moet 3 jaar getroud wees en saam bly, getroud wees of saam bly, en bewys lewer, maar dit moet in 'n ander land as jou geboorteland wees. So Suid-Afrika sal nie werk nie, maar toe was ons nou al 4 jaar in Abu Dhabi.
So toe sê hy vir my, weet jy wat, kom ons doen aansoek, en kyk ons, en toe het ek nou deur daai toetse gegaan, wat jy moes die A1 en die A2 moet doen, Ja. en toe het ek dit gedoen, sommer in Dubai, en want hulle het nie so baie mense wat aansoek doen en wat daar is nie, so dit was redelik maklik om die afsprake te kry en die toetse te doen en so aan. En toe het ek in 2020, einde van die jaar, November, Desember, toe het ek bedank, en toe kon ek Februarie, want sy het toe die hoof het toe aangedring, ek moet my 2-3 maande kennis werk, want sy wou nie hoe sê mens, die vorm voor die tyd teken, sodat ek Januarie kan Nederland toe kom, nie, so sy het toe geweier. So toe moes ek, want ek het maar begin November vir haar gegee, of einde Oktober, en toe weier sy om te teken. Sy het my heeltemal ignore vir 'n hele maand. En toe ek aan die einde die skool nou sluit, dus ek van, weet jy wat, dis okay, weet jy, nou bly ons nou maar hier. As dit is wat jy wil hê, dan bly ons nou maar hier. En die volgende ook toe roep sy in kantoor toe. Dus sy sal dit nou maar teken. Sy wil nie, maar sy sal nou maar. Teken sy my vorm vir my. En ja, toe ons begin Februarie ek het toe einde Desember die 16, so rond die 16e wat hulle daar vakansie het, so toe ek my bedanking ingegee, en toe ek einde Februarie, toe kom ons Nederland toe, maar toe het corona ons net in 2020, toe het corona net begin, ons het nog die naweek van, weet voor die lockdown begin het, daai dag wat ek uit die skool uit is, die 12 uur die middag, ek dink was 28 Februarie of so, daai middag, toe ons in Abu Dhabi kom, nadat ons tasse en goed, wat ons het nog 4-5 dae in die hotel gebly. Nou daai middag, want jy moet jou huis ontruim, en dan moet hulle kom check en 'n inspeksie doen, anders kan jy jou deposito terug nie, en dan is er aan deur gaan, dan, so jy moet ergens anders gaan bly, want ek moes nog skool toe gaan, so, en toe kan die hotel, gelukkig in die klein dorpie, in die hotel ingetrek, en ja, toe het ons maar daar gebly vir 'n week, en alles uitgesort, want nog moes uitsort, want jy moet jou internet afsit, en, soos het dit uitgesorteer, en toe daai middag, 12 uur, daai Vrydagmiddag, toe hy my kom oplaai, toe ons Abu Dhabi toe. Toe sit die fietswedren, daar sou 'n fietswedren wat ewer deur die dorpie gegaan het, die is toe onmiddellik gekanseleer, want toe het hulle die corona net begin optel, en die hotel onder lockdown gesit. So ons was tussen binne 2 ure, wat ons daai lockdown gemis het, was ons net, dus ons, want hulle was ons baie streng in Abu Dhabi, so jy moes selfs, as jy nog gevlieg het, 3-4 maande la, 21-20, moes jy nog met 'n masker opvlieg, en al die goed met Etihad so goed, so hulle was baie streng op dit. So in geval, dus ons hotel, dus vir 'n paar dae by vriende, en toe ons hierna toe gekom, ons was hier soos 'n week of 2, dus het voel, weet, volle, alle lande lockdown, so ons was net betuis, met amper boutvel hang nog aan die draad, soos wat ons daai lockdown gemis het, so ons was toe ons by sy ma bietjie, weet, ingetrek vir 'n maand, want hier moet jy mos nou eers vir 'n woonstel soek, en na sekere reëls, en jou salaris moet, en, maar gelukkig het ons 'n plekkie gekry, die plek waar ons hier is, een van my man se kliënte, so toe kon ons daar bietjie wangle vir, om in te kom, so dit het ons toe nog gehelp, en ja, sindsdien sit ons nou nog hier, geniet dit, dis 'n aanpassing, dis 'n groot aanpassing van Suid-Afrika, Abu Dhabi na hier, in terme van dienslewering vind ek, in terme van, ja, die taal was my natuurlik aanpassing. Ja, want ek wil nou vra, wat se taal praat jy met jou man? Afrikaans. So hy's wel Afrikaans groot. Ja, kyk, hy is uit 'n Potchefstroom geouderd, hy was in Potch tot hy 6 was, en toe kom hy Nederland toe, saam met sy ma en so, en sy ma gebruik ook nog Afrikaans, alhoewel hulle tussen mekaar Nederlands praat, want omdat hulle al is, praat hulle tussen mekaar, maar ek, soms is dit bietjie Nederlands, en soms is dit bietjie Afrikaans, en soms is dit Nederkaans, so, en maak jy met julle seentjie? Is 'n seentjie, né? Ja, is 'n seentjie, hy is 4 jaar oud, hy begin nou my korrigeer, of
regstel met die Afrikaans. Soos ek vir hom sê, nee, kyk die bene, sê my, nee mamma, dat is botte, dat is nie bene. Dan begin hy nou my Afrikaans my korrigeer of my regstel en sê, nee, jy moet dit nie so doen nie, jy moet dit so doen. So dit is nog as vir my prettig, want hy begin 'n bietjie loskom, want wat ons gedoen is 'n bietjie TV, ons het TV gekyk toe hy kleiner was, maar nursery rhymes, maar in Engels. So dit het Engels vreeslik gou op. En dan gaan hy skool toe, na die opvang toe, en dan praat hy Engels, en hulle verstaan hom natuurlik nie, want hulle het net Nederlands by die huis. En hy was eers in 'n skool waar daar meer Turkse kinders is, en dan sal geen gesprek wat plaasvind nie, soos 'n kommunikasie klein bietjie onder dit gelei, want hy het net by die huis, Nederlands en Engels. So, en dan, so hy leer nie dit 100% reg nie, want omdat ons, en jy weet nou so is die samelewing hier, alles moet Nederlands gedoen word, en dit moet, anders is daar probleem met jou. Maar asof daar, nou het jy kind, en sit huis na agter, omdat hy nie Nederlands so vlot praat, soos die Nederlandse kinders nie. Maar hy tel dit nou so vinnig op, dit is ongelooflik, hy het nou die vakansie dan hoor jy dan, want hy is nou in die basisskool van November af. Och, ja nee, wat, teen groep 2, sal jy nie weet dat jy so hy is nou, ons sal net bietjie, hy is bietjie baie besig, hy druk, soos hulle sê, maar druk. Maar ek vind die Nederlandse, hoe sê mens, die onderwysers is nie, ek weet nie, hulle toleransie is nie so, ek weet nie, ek wil dit nie sleg sê nie, maar hulle toleransievlakke vind ek net is bietjie laer as Suid-Afrikaanse se toleransievlak in terme van gedrag, besig wees. Hy is 4 jaar oud, nou moet hy stil sit vir 'n halfuur. Dit is verskriklik. Verstaan jy, dit is ek bietjie my, dit maak my hart baie seer, sulke goed. Want ek weet in Suid-Afrika werk dit anders, en ek het self grondslagfase gestudeer, so ek weet wat is die verwagtingspatroon. En ons is ook in Suid-Afrika, is 'n jaar later, so die jaar wat hy 5 word, gaan hy eers voor graad R. So hy is nou 4 en hy sit nou in graad RR. So hulle verwag van hom wat 'n 5 of 'n 6-jarige moet kan doen, verwag hulle van hulle as hulle 4 is. Maar die Nederlandse kinders, kom ons sê 80% van hulle kan dit wel doen. Vind ek. En ek dink ook wat 'n groot ding is kyk, kinders in Suid-Afrika, veral in die maar in die hoërskool ook, het baie meer beweeglikheid. Kyk, 'n groot deel van die jaar, hulle is eintlik altyd buite, né? Elke pouse is buite. Dis die ander ding, Jy's nooit in Suid-Afrika 'n halfte van die jaar in 'n auditorium wat jy moet rondhang nie. Ek wil die kinders seuns kan kontak maak as hulle met mekaar speel. Hulle kan mekaar rol en stoei in Suid-Afrika en niemand raak hysteries nie. Dis heeltemal oukei as julle mekaar 'n bietjie woel. Terwyl hier het ek al gesien, 2 seentjies raak net aan mekaar, dan is die juffrou al 'n bietjie ligtelik hysteries, want nee, dit mag nie, hulle moenie aan mekaar vat nie, hulle moenie, verstaan jy? Daai lekker rowwe, kom ons sê dit maar, die en dis belangrik vir ontwikkeling, net daai belangrik vir ontwikkeling. Baie belangrik, en ek vind ook sy ek weet nie wat Afrikaans of in Nederland, sy core, sy buikspiere in Nederland, sy maagspiere, vind ek is bietjie swak ontwikkel, want omdat jy in die huis sit, want dit is koud buite, en dit reën, en as dit nie reën nie, dan is dit koud, en as dit nie koud is nie, dan jy wil ook nie 2 ure buite in die koue gaan rondloop, in die middel van die winter die hele tyd nie. Ja, dis seker goed, maar dis ook loop, jy kan nie in die boom klim nie. Nee, ek onthou, kyk, hulle sal jou toesluit, dink ek. Hier waar ons bly is die Loodse duine, is 'n groot duinegebied, en daar's lieflike ou bome met lae takke. En ek onthou die eerste keer wat ons met 'n groep soontoe gegaan het, toe almal hulle oë uitvee, toe sit my kind bo in die boom, heel bo. En daar was groot ongelukkigheid. Dit mag nie. Dit is heeltemal en kaalvoete, weet jy, hoe belangrik is die blote pote mag nie. Die kindertjies gaan van wat arm af met skoene, loop die hele tyd met skoene, langbroeke. My man hou nie van kortbroek dra, by die huis dra kortbroek, maar in die publiek dra nie, want hy sê dit is nie sosiaal aanvaarbaar nie. En dis 'n gewone Suid-Afrikaanse ding wat ons gewoond is. En vir hom is dit van nee,
Dit is nie, hou nie daarvan nie, want hy is nie gemaklik met dit nie, want hy is nie so groot geword nie. En die skoene ook. Hy loop baie min kaalvoet, behalwe in die huis loop, maar buite nooit. En my seentjie dieselfde, en dis ook belangrik vir hulle ontwikkeling. Ja, ek weet nie, hulle is bietjie, ek weet nie. Ek wil nie praat nie. Ek het nou 'n storie vertel, my middelkind het probleme gehad met haar voete. En toe gaan ons nou na die, wat noem jy, podoterapeut toe, dat hulle kan kyk na haar voete. En sy moet toe haar skoene uittrek en op 'n lyn loop en jy sien net hierdie persoon se oorrek al hoe groter en groter. En naderhand gaan haal sy al die ander mense wat daar is. Ja. Ek sê kom kyk en almal staan toe nou en kyk, want my dogter se klein toentjie kan gryp. Hy werk. Hy doen. Ja, want hoekom werk hy? Omdat sy tot toe net kaalvoet geloop het haar hele lewe lank, né? So Nederlandse kinders se klein toentjies kan niks meer doen nie. Dis waardelose toevoegings tot hulle voete. Want hulle loop nooit kaalvoet nie. Nee, hulle toentjie hoef nooit te gryp nie. Jy weet hy lê net in die skoen. So ja, dit was 'n hele mediese wonder met haar werk. Ja, dis net, en dan die skrif, nee, ek weet nie, as jy kyk na Suid-Afrikaners se skrif en 'n Nederlander se skrif, dan kan jy kan sien daar, partykeer moet jy baie mooi kyk, want party van hulle skryf almal soos dokters. Ja, en hulle vorm die letters anders. Ek is nou hoërskoolonderwyser, né? So ek kry nou daai kind as hy klaar die hele Die hele storie is. En dit het my lank gevat voor ek agtergekom het ek is verkeerd. Ons het geleer om die letters anders te vorm in Suid-Afrika. Ek kan nie met hierdie kind raas oor hy hierdie letters so vreemd vorm nie, want dit is hoe hy dit geleer het. Maar dit is omdat hulle nie geleer is. Kyk, ons kry eksplisiete instruksie per letter. In Suid-Afrika, as jy graad R toe gaan, dan oefen jy daai lettertjie vir 'n week of 2 lank. Ja. Eksplisiet groot, lekker buite konkreet, en dan eers fynmotories op 'n papiertjie, maar groot, A4 groot. Ja, dan kan hy kleiner en kleiner, en dan word hy hierdie groot in graad 1. Nou wat gebeur is hierso, daai drukskrif doen hulle nou met my kind. Hy is 4 jaar oud, hulle doen dit nou. Ek wil ten hemel skree, want dit is verkeerd vir ontwikkeling, vind ek. Dit is, en weet jy wat, baie van die kinders leer dan in daai stadium 'n verkeerde potlood of pengreep aan. Ja, want dit word ook nie meer reg nie. Hulle maak dit nie reg vir hulle nie. Ek leer nou my kind by die huis. Ja, ek leer hom 'n potloodgreep. Ek leer hom met 'n skerwerk, want hulle doen dit nie op skool nie. Dis of hy moet net gereed wees om te gaan as hy by hulle kom. Ja. En as hy groep 3, dit is graad 1 in Suid-Afrika, op 6-jarige ouderdom, 5 of 6-jarige ouderdom, as hy daai groep, dan moet hulle begin lopende skrif skryf. Dis reg, ja. Lopende skrif. En wat jy glad nie kan lees nie, hoor. Ek wil huil. As aan die hoërskool kom daai kinders met daai sogenaamde lopende skrif binne, dan jy kan nie 'n woord lees wat hulle geskryf het. En dis ook nie soos 'n Suid-Afrikaanse skrif, 'n normale, redelik maklike, want ons lopende skrif is regtig strydvol, hoor. Dis nie 600 krulletjies om 'n letter te vorm nie. Dis letterlik 1 of 2 krulletjies. Waar hulle het so snaakse, weet daai Amerikaanse half. Ek weet nie, en dan dit word nie soos ons op 'n lyntjie gedruk en dan moet jy dit eers natrek en weer natrek, laat jou letter vorm. Nee, dis van ready go. Jy moet nou skryf van daai skrif. Die skool wat jy gehou het in Abu Dhabi, dit is die Britse stelsel gewees, seker. Ja, ek was in 'n gewone departementele skool. So dis gewoon wat toe op daai stadium bietjie 'n mengsel van Brits, mengsel van Amerikaans is, want jy kon toe nou al twee gebruik. Soos meeste van jou weet, die curriculum self is geskryf vir Abu Dhabi, want jy moes wel kultureel vriendelike, hoe sal mens sê, ook met respek in die moslimgemeenskap, weet, soos ons is mooi vertel, ons mag nie varkvleis, engeltjies, die tipe van goed is 'n no-go. Dit is want dit is teen hulle kultuur, dit is teen hulle geloof. So met respek het jy dit gedoen, want jy
leer ook die kinders. Jy kan nie vir hulle vertel van ham en sulke goed nie so. So die curriculum self is bietjie Amerikaans, bietjie Brits, weet UK. En dan hang dit ook natuurlik af van jou skool self. Ja, ons het baie onderwysers gehad van Amerika, van die UK, Ierland, Skotland en dan natuurlik van Egipte, Syrië, Sudan, Palestina, noem maar. Hulle sê dit is 'n hele kookpot. So dis lekker want jy leer baie kulture, leer lekker kos, want hulle het mos altyd die Asiërs of het mos meer dit was goedkoper destyds om rys en kikkererwte, nou kan ek nie chickpeas te chickpeas, ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie. Kikkererwte in Nederlands, ek weet glad nie wat is dit nou eers in Afrikaans, maar dan die chickpeas en dan het hulle dit uit heel eenvoudig verskriklike lekker kos gemaak en baie min vleis, want dis duur en jy bly in die woestyn, so waar gaan die vleis kry behalwe as jy jou kameel wil slag. So dis maar en dan vir die res, dis waarvan jy leer en waarvan jy hulle leer en dan het jy nou die verskillende kulture in die skool en elkeen het sy idee. So die Amerikaner leer vir die kinders Amerikaanse spelling en die Brit leer vir die kinders die Britse spelling. So jy kan nou vir jouself dink, color, favorite, daai tipe van woorde. Probleme op, want dan kom hulle by Suid-Afrikaner wat ook 'n UK stelsel geleer het, want ons Engels is van die UK. So dan sal clashings van nou moet jy die kind die spelling oorleer, as jy verstaan wat ek bedoel, want die 1 jaar mag hom color en die volgende jaar moet hom anders color. So dit is nogals maar dan het jy nou jou departement so dan probeer hulle een goeie blend, 'n mengsel van die twee, want hulle laat juist die onderwysers inkom van daardie land, omdat hulle voel jy is beter gekwalifiseerd as wat hulle plaaslike het. En was daar vir jou 'n groot verskil in die standaard tussen Suid-Afrika en daar? En die standaard daar en in Nederland? Ja, kyk, as ek kon kies, dan het ek my kind of in Abu Dhabi of in Suid-Afrika gesit. Maar ek het nou nie daai keuse nie. Okay? So dit sê vir jou mooi wat ek van die kant dink, want ek voel dis too much too fast. Ja. Daar's nie tyd vir die kind om natuurlik te ontwikkel nie. Even though hulle vir jou sê as jy by die CB, ek gaan nie hierdie woorde vandag, konsultasiebureau. As jy by die konsultasiebureau kom of die kliniek, dan sê hulle vir jou, maar is goed as op sy eie ontwikkel, maar dan het hulle ook hierdie toetsies wat hulle met die kinders doen. Ek weet nie, Jan is seker ook daardeur. Hierdie toetsies wat hulle met hulle doen, en dan, hulle tik, hulle gee nie vir jou feedback, en sê vir jou, okay, so hy moet eintlik dit kan doen, maar hy kan net, dit doen hulle ook nie. En ek voel, dis nogals belangrik, want dan kan jy natuurlijk daarop fokus, so nou weet jy, okay, hy kan nie dien, maar my kind het my, toe ons laas November met hom, wat hy moes na elke jaar gaan, aan die begin 3 keer, en dan daarna elke jaar, so, tot hy 4 is, hy is nou 4, so nou hoef hy nou daarom nie meer te gaan. Nou is hy verloos van daai. Ja, maar, ek vind dit bietjie, die oogtoetse is my belangrik, die oortoetse, no problem, weet, doen jou toetse, dis vir my belangrike goed, maar die een vraag wat hulle byvoorbeeld vir hom gevra het, weet, analogie, sy sê vir hom, okay, die olifant is groot, en die muis is, en dan moet hy nou vir haarself, hy is 4 jaar oud, dit is vir my is dit nogals up there, dit is nogals ingewikkeld, maar hy kon vir haar sê klein, en toe het ek amper op my rug gelê, want ek het nie gedink, hy gaan dit kan doen nie. Maar toe verras jou kind jou. Maar toe verras hy my helemaal, dus van, wat? Okay, so, maar aan die goed, soos, hy moet nou 'n sirkeltjie kan trek, met 'n rondjie, en sê sy vir my, hy moet nou 'n rondjie kan trek, en hy moet kan, maar hy hou nie van teken nie, so ek het nie my kind geforseer om te teken, en dan krap hy van my, want ek wil nou hê, hy moet teken nie. Ja. So, hy kon toe nou nie die rondjie, sonder dat ek hom sê, teken, wys hoe, moet jy mag hom ook nie voorwys nie, hy moet het self doen, op instruksie. En daar stadium het hy toe nog veel Engels ook gehad, so, maar anyway,